Goeiemôre geliefdes. So op 'n koue Moedersdag. Ek weet ook nie of dit my ma my in die winter gekry nie. En nou sê hulle, ek was so 'n klein babatjies wat nou nie moet glo nie, maar ek kon blykbaar in 'n skoendoos pas. En dan was ek te swak om te drink. En my sussie was 11 jaar ouer as ek, het was 'n laat jongkie. Dan maak sy 'n nat, koue wasla. En dan vee sy daar stomme dingetjies se gesiggie af, dat die nou moet wakker word om nou te drink. Kan julle dink dat ek van kleins af so mishandel tot vandag toe? In die somer maak ek 'n wasla warm. Ek haat dit, ingebore haat vir koue wasla. Nou is julle hier op so 'n koue Moedersdag en ek is so bly om elkeen van julle te sien. Ons het vanmôre, ek wil net vra my voorbaat, verskoning maak, ek het nie so 'n vertraagde hoesie. Hierdie week redelik gehoes en as ek nou so tussendeur die machientjie afsit en te hoes, dis kom my man. Ons het heel wat aankondigings, maar voordat ek by die aankondigings begin, wil ek vir Romanus aan die woord stel, om daarin net vanoggend 'n paar gevleelde woorde met ons te praat. Ons is maar allemaal so op pad na ouwaas en ou mooiste kant toe. Baie dankie my broer. Ons gemeenteete wat die laaste Sondag sou plaasvind, is uitgestel weens die verkope van ons borsbroodjies op die 29ste. Ons Elma, watter datum gaan ons dit nou hou? Nog nie besluit nie. Ek het so vermoed. Wat kan ek sê? Ek het so vermoed, maar ek het net gedink dat ek julle intussen 'n datum gekry. So die gemeenteete gaan dan aangekondig word, sodat ons weer lekker warm kan saam verkeer. Die bedrag, broers en susters, wat ons geïn het met ons hamburgers, die verkope wat 'n mooi bedrag van R11.500 ingebring. Is dit nie wonderlik nie? Dan is ons volgende verkope is dan borsbroodjies op die 29ste Mei. Ons sal dan weer met u praat by volgende week oor die reëlings. Die plantverkope wat ons eerste Sondag aangebied het ook 'n pragtige bedrag een Sondag ingebring van 1050. Ons loof die Here, ons gee hom al die eer vir dit wat hy vir ons in ons gemeente doen, vir ons lidmate wat soveel inisiatief aan die dag lê om ons dag vir ons te dek. Onthou asseblief 'n Mariese
jamblikke vir die dak. Julle moet maar so kyk op die blaadjie. Ek dink daarby afkom. Moet jy so by elke ou wat gehelp word, sit jy jamblikke vir die dak. Jy weet dat hulle so half verplig voel. Net hierdie man met my ma moet bær, ek sal wat iets ingooi. Ek mag nie te grap hoor. Die ondersteuning en donasies word in elk geval verskriklik waardeer. Die Bybelstudie het ons besluit om vir die duur van die winter van 10:00 in die oggend te maak. Jy weet, as ons 9:00 hier moet wees, moet ons bitter vroeg opstaan. Want ons maak ons 'n bietjie stadiger reg vir nie lag nie dame. Jy spinnig op pad. Jy moet so 'n bietjie vroeg opstaan om betyds hier te kan wees en toe ons besluit vir die duur van die winter van ons dit 'n bietjie later maak. Nee, maar asseblief kennis. En dan, broers en susters, ons hemelvaartdiens is soos op die blaadjie, die 14de en dit is 6:00 die aand hier in die kerk. Dan het ons Sondag ons gewone diens hier en van maandag aand af, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag het ons Pinksterdienste by Carletonville. Ons het professor Fika van Rensburg gekry, was die rektor van Pikke. Hy's 'n besondere man, sy kennis van die Bybel is ongelooflik. Hy het heel wat vakke aangebied, maar hy was ook betrokke by die skryf of die vertaling van die boodskap saam met Stefan Louberle. Ek dink nogal ons is in vir 'n pragtige tyd. So dis daardie 4 aande en dan wil ek die vrouediens vra, ekskuus ek val op julle neer, die Dinsdag aand is ons verantwoordelik vir die soep en broodjies. En dan die Donderdag aand gaan die 2 gemeentes dit gesamentlik aanbied. So, broers en susters, laat ons saamwerking gee. Ek wil kom elkeen van die dag so met die spul, maar bring die kombers, trek die jas aan, sit die kappie, die beanie op, en kom luister wat professor Fika vir ons het. Ek dink dit is min of meer oor daar's weerplante genoem, pragtige plante. Ek het nou 'n draaidag geloop, regtig besonder. So gaan maak 'n draai by die plante, daar is so 'n goue roomhuisbak, en jy gooi wat jy dink, jy wil vir daai plantjie betaal, gooi jy in die roomhuisbak baie dag. Dit is dan die einde van ons aankondigings. Ons gaan oor na die formele erediens. Slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Ons gaan ons toetrede lied sing, en dit is, nee, ons gaan verskoon, ek is verkeerd. Ons gaan eers stil word. Ek gaan weer vir u so 'n minuut gee vir stil gebed, wat ons onsself voor die Here kom stel. En vir ons sê, Here, ek wil vanmôre alles in my kom stil maak, om te hoor wat u vir my sê. Ek het so gejaag om hier te kom, en dit was 'n besige week. Alles is maar redelik deur mekaar, maar Here, ek kom sit net hier voor u. En ek kom vra, maak dit baie stil, hier binne in my. Kom ons bid saam, ek sal dan begin bid, en dan sing ons Psalm 87, strofe 1. As er 'n video speel. Verstil.
my notas van julle afgekry van 87 eenmaal. Goed, dan doen ons iets. Speel gerus dan maar die videoclip, maar dit was nie die notas wat ek gekry het. My ziel is stil. En God alleen. My ziel is stil en God alleen. Van hom kom al my woord. Hy is my rots, my redding Heer. My skuilplek in die nood. Ek sal nie wankel, nie bewe nie. Al druk die wêreld swaar. En hom bly ek beskik. Hy dra my deur gevaar. In stilte wag ek op U. In stilte rus my hart. U is my rots, my toevlug. My begin en my einde, my pad. In stilte wag ek op U. U naam hou my vas. My siel is stil in U alleen. U is genoeg vir my. Hoe lank nog sal die vyand druk? Hoe lank sal die staan? Hulle bou wat sal val, maar U bly altyd staan. Mense se asem teer, rykdom gaan verby. Maar God alleen is krag en trou, my hoop lê net in U. In stilte wag ek op U. In stilte rus my hart. U is my rots, my toevlug. My begin en my einde, my pad. Stort jou hart voor hom uit. Hy is jou skuilplek. Hy is naby. Hy is genoeg. In stilte wag ek op U. U naam hou my vas. My siel is stil in U alleen. U is genoeg vir my. My siel. Dan 87 eenhede.
Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid vind. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel. Nou en vir altyd. Gemeente, die Here groet julle vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy vrede en sy barmhartigheid. Amen. Ons gaan antwoord op die groet van die Here deur die sing van Psalm 146, strofes 1 en 8. Prys die Here, ons doen dit volgens die dosis bereiding en dan gaan ons staande afsluit met goed. Kyk maar wat opkom, het lyk my ek het 'n bladsy hier gelis. Before
Daar's van ons wat vanmôre hier sit, vir wie dit die eerste Moedersdag is, sonder daai ou moederkennis lewe. Maar ek dink ook aan Laura Eshewood. Hoe gaan dit met haar ma? Leef sy? Ja, sy sterwende die dame en arme Laura is in 'n vreeslike toestand. En om by jou ma se sterfbed te sit op Moedersdag is eintlik verskriklik. So kom ons dra haar, sy is op ons blaadjie, ons dra haar en haar familie en haar moeder aan die Here op. Die musiekspan gaan vir ons 'n item bring, en terwyl hulle die item bring, is u welkom om na vore te kom en 'n kersie aan te steek vir ons mamas wat ons so uitgegaan het. Baie dankie. Baie dankie. Julle is ongelooflik. Is daar enigiets wat ek nog moet doen? Julle kyk my so. Goed, kom ons sit net so en ons moet enige gebed. Vader, ons dankie vanmôre dat ons hier kan wees, wat ons om 'n woord kan vergader, en dat ons kan luister, nie net hoor
enigste preek uitgaan, maar dat ons sal luister, Here. En andersom ook. Omdat die woord vanmôre mag vaskop in ons harte. Het is so wonderlik om die susters voor ons te sien. Vroue wat hard werk. En hierdie wil vanmôre elke vrou eer wat kinders het. Maar ek wil amper nog groot eer gee vir hulle wat nie kinders het. Wat soveel mense se kinders groot maak. Soveel vrouens se kinders maniere leer. Dissipline leer. Vir wie daardie kinders verskriklik lief is. Wat al in 'n hart se moederliefde op daardie kinders uitstort. Bid vanmôre, Here, dat jy hulle in die besonder sal seën. Daai kinders is nie uit hulle liggame gebore nie, maar uit hulle harte. Ek wil dan vanmôre bid vir die van ons wie se kinders ver is. Vir wie ons graag vanmôre oudertjies wil gee. En ons bid vir hulle wie se kinders nog verder is. Binne in Kaapstad, wat net nooit te doen, om by hulle ma uit te kom. Ek bid dan, Here, dat U vanmôre elke hart sal seën. Dankie, Here, vir elke broer wat so uit hulle pad gegaan het, om dit vir ons as vrouens 'n mooi dag te maak. Seën hulle. Here, hulle is ons sterke. En ons dankie daarvoor. Ek bid dan vanmôre dat U die woord sal seën, dat U my onwaardige lippe sal salf met die koolvuur van die altaar, Here, dat ek mag sê, so spreek U, Here. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Broers en susters, ons woordverkondiging kom vanmôre uit 2 Konings 4 en ek lees vir u vanaf vers 8. Hierdie gaan oor die vrou van Sinem in die jaar van Elisa. Op 'n dag het Elisa na Sinem toe gegaan. Na Sinem toe gegaan. Daar was 'n vooraanstaande vrou wat by hom daarop aangedring het om vir ete oor te gee. Elke keer as hy daar verbykom, het hy eers by haar aangegaan om te eet. Sy het vir haar man gesê, ek weet, dit is 'n heilige man van God, wat gereeld hier by ons aankom. Ons bou vir hom 'n klein bovertrekkie en sit vir hom 'n bed, tafel, 'n stoel en 'n lamp daarin. Wanneer hy by ons aankom, kan hy daarin trek. Op 'n dag, toe Elisa weer daar aankom, het hy in die bovertrek ingetrek en gaan rus. Hy het vir Gehasie sy slaaf gesê, roep ek die Sinabitiese vrou. Gehasie het haar geroep en toe sy voor Elisa se kamer staan, sy vir sy slaaf, sê vir haar, jy het al hierdie moeite vir ons gedoen, wat kan ek vir jou doen? Sal dit vir jou 'n woordjie doen by die koning of by die hoof van die leer? Ek woon nie tussen my eie mense, was haar antwoord. Ek vra verskoning. Ek bly tussen my eie mense, was haar antwoord.
Hy vra toe, maar kan daar nie iets vra gedoen word nie? Waarop Gasie antwoord, ja toch. Sy is so, en haar man is al oud. Gepaard toe, sê Elisa. Toe Gasie aan nader tot sy die deur kom staan. Toe sê Elisa, hierdie tyd oor 'n jaar, sal jy seun in jou arms hou. Sy antwoord nie, meneer. Eerste man van God, u moet ook nie vir my sê, wat nie so kan wees nie. Die vrou het swanger geword, en 'n seun in die wêreld gebring, presies 'n jaar later, net soos Elisa vir haar gesê. Toe die seun groter geword het, het hy op 'n dag na sy pa toe gegaan waar hulle besig was om te oes. Skielik het hy vir sy pa gesê, my kop. Sy pa het verstaan vir sy dra hom na sy ma toe. Die slaaf het hom na sy ma toe gedraai, op haar skoot gelê tot die middag, en toe is hy dood. Sy het hom boontoe gedra en hom neergelê op die bed van die man van God, en toe sy uitgaan, het sy die deur agter haar toegetrek. Sy het haar man geroep en gesê, stuur tog vir my 'n slaaf en 'n donkie. Ek wil na die man van God toe gaan en gou weer terug wees. Maar waarom gaan jy vandag na hom toe? Het haar man gevra. Dit is mos nie 'n nuwe maan of Sabbat nie. Maar sy het hom geantwoord, sy het hom gerusgestel. Die donkie opgesaal en vir haar slaaf gesê, jaag die donkie aan. Moenie dat hy gaan staan nie, behalwe as ek so boos, as ek vir jou so sê. Sy stoef voort en het by die man van God aangekom by Karmelberg. Toe die man van God daar op 'n afstand sien aankom, sê hy vir Gasie sy slaaf. Dis mos die Sunamitiese vrou daar nie. Hardloop haar tegemoet en vra vir haar, gaan dit goed met jou? Gaan dit goed met jou man? En met jou seun? Vir Gasie het sy sê, dit gaan goed. Maar toe sy by die man van God op die berg kom, het sy aan sy voete vasgeklou. Toe Gasie nader staan om haar weg te stoot, sê die man van God, los haar. Sy is baie hartseer. Die Here het dit vir my verwerk en vir my niks gesê. Sy sê toe vir hom, meneer, ek het van u seun gevra. Ek het nie gesê, moenie by my valse hoop wek nie. Ek het 2 verse verder gelees, want ek wil graag die res van die konteks vir u gee. Tot sover dan die geleese woord van die Here. Broers en susters, dink vanoggend terug aan jou man. Verplaas jou nou terug toe jy 'n kind was. Dink vir 'n oomblik terug aan jou grootword jaar. Jy nou prentjie kom skep van toe jy by jou ma klein was. Wat kom behalwe die baksla, wat kom in jou kop op? Die moedige. Ek sê bijvoorbeeld vanmorgen dadelik kon dink, hoe sit ek by die kombuistafel met 'n koppie tee en vars tuisgebakte karnemelkbeskik. Dit was my ma. En dit is hoekom sy van my 'n kompulsiewe eter gemaak het. Want as jy bly was, sy sê kom ons maak 'n koppie tee en jy sou beskik. Sy siek was, sy sê, ja, my kind, al wat jy nodig het, is 'n koppie tee en 'n ou beskuitjie. En as jy van die skole gekom het en jou rapport was sleg, dan sê sy, toe maar my kind, al wat jy nodig het, is 'n koppie tee en 'n ou beskuitjie. En as die rapport goed was, dan moes ons nou met 'n koppie tee en 'n beskuitjie daar in 'n pot vier.
So vandag wil ek in my onderkop nog vir myself sê, ons maak op die en ouers kyk. En so dus elkeen vanmôre wat hier sit, 'n mooi herinnering. Ons sal baie lank moet sit as mekaar wil vertel van moederskap. Ek glo dat die kinders van vandag grenseloos vir jou gaan bederf. En juist daarom sal ek vandag lank preek. Ek het een keer by 'n gemeente gepreek en toe sê ek vir hulle, ek gaan nie vandag so lank wees soos jy vrees nie, maar kan nie so kort wees as wat jy wil. Vanoggend het ons die merkwaardige vrou van Sion. Sy het by uitstek die gawe van gasvryheid gehad. Die eerste ding, onthou net Sion, was eintlik nie deel van Israel. Maar as die man van God daar verby gegaan het, dan sou ingegaan dan hy eers weet. Is dit nie soos ons ouers was? My ma het altyd op 'n Sondag 'n verskriklike ete gekook. Dan sit ek en sy in my pa, en dan sit sy in die kerk en ek kyk. Sy dalk mense wat sy kan nooit weet. Jy weet wat die mens nie altyd sorg as daar iemand in die kerk is, wat dalk lyk of verloor is. Ons ouers het daar gawe van gasvryheid. Ag, op die plase, mense, hulle kon nie genoeg wag dat daar iemand kom kuier, omdat hulle daar skaapvleis en daai lekker groente te deel. En die vrou het by uitnemendheid gehad. Want sy het dan met die profeet Elisa ontferm. Maar huise mense het regtig moeite gedoen om hulle oor Elisa te ontferm. Hierdie gesin het baie lief geraak vir hulle dominee Elisa. En toegesien dat hy versorg is wanneer hy in Sion die woord bedien het. Hulle het regtig met hulle pad gegaan om Elisa thuis te bring. Dit was om daardie spreekwoordelike ekstra myl saam met 'n vreemdeling te stap. En die vrou het nie moeite ontsien om Elisa te bedien nie. Hierdie vrou van Sion se gasvryheid teenoor Elisa is nie maar net goeie maniere wat sy openbaar nie. Daar's 'n dieper betekenis wat ons vanoggend nie mag miskyk nie. Hierdie dieper betekenis geld vanoggend nie net vir ons moeders nie. Elkeen van ons wat hier sit met hiervan kennis neem. Om plek te maak vir God. Hierdie man van God wat hierna verwys word, is ook 'n verwysing na die Heilige Gees, die man van God. Sy sien die man van God en sy maak vir hom en so ook vir die Here plek in haar lewe. Met 'n gebaar van gasvryheid teenoor Elisa word die Here ingenooi in haar klein mikrokosmos. Tevredenheid in elke situasie. Hy sê vir haar en hy sê vir haar gaan vind uit wat kan ek vir hierdie vrou doen. En sy sê ek is maar in my wees. Ek meen as sy nou regtig 'n kansvatter was, kon sy dan 'n paar wonderwerke van die man van God gevra. Maar sy was in haar wese tevrede. Die woord van die Here sê, Godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is 'n groot wins. Jy kry dan onvergenoegde mense, dis net nooit genoeg nie. Hierdie vrou is tevrede.
in elke situasie. Waar vrede is skaars. Waar tevredenheid is 'n kommoditeit wat ons nie maklik meer kry. Ons wil altyd daai ekstra iets hê om nog meer gelukkig te wees. Ek vra verskoning. Tevrede kom van binne. Dit lei tot vrede en 'n kalmte, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En nou sien ons hier in die pelgrimslied van Dawid wat ons voorgelees het. Selfverheffing, dis in 'n ouer vertaling. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Daar was daar net geen plek, soos ma se skoot, as dit nie lekker gegaan het. Daar die ou swinkie op 'n stuk in 'n knie. Daar die een wat jou vertel, ag jy is die beste. En dit is so wonderlik dat hierdie Dawid sê, ek het rus gevind, daai rus wat jy op jou ma se skoot kry. Haar huise adres is tevrede. Wie van ons kan waaragtig sê dat ons huis, as ons nou moet 'n ou naampie op ons huis sit, dit regtig tevrede sou wees. En hierdie vrou kan vra wat sy wil, maar sy doen niks en toe beloof hy vir haar stuur. Ag, en sy sê, moet nog net nie vir my nog nie. Ek het daai deur al so lank toegemaak. Daai deur van ek gaan nooit swanger raak nie. Moenie hom weer oopmaak. Los my en my adres van tevredenheid. Maar God, broer en susters, is die wondergewer. Dit is nie die einde van haar verhaal nie. Hierdie vrou se geloof word getoets meer as ooit tevore, gevul met hartseer en verlies. Het self lieflingsseun verloor. Maar sy het nog hoop, want sy het nie haar geloof verloor nie. Moenie verras wees wanneer jou geloof getoets word nie. Maar onthou dat Jesus gesê het, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Hierdie vrou wys vir ons wat moet gebeur in moeilike omstandighede. Vir haar is geloof meer as om dinge net te aanvaar. Sy skakel onmiddellik oor na 'n hoër rang. Toe daai kind sterf, toe skakel daai vrou oor na 'n hoër rang. Sy het 'n verwagting gehad dat die Here sou intree. En daarom sit baie haastig om by Elisa uit te kom. Sy glo vas dat die Here haar sal glo. En dis, verskoon my, nie 'n leë geloof nie. Dis 'n vaste vertroue dat die Here haar nie net so sal los nie. Dis aktiewe geloof. Die oomblik toe sy daardie donkie opsal, toe het sy aktiewe geloof. Daardie geloof waarvan die woord van die Here sê, die geloof sonder die werke
is dood. Dit kan glo totdat die donkieshuis toe kom. En jy sit op jou reisstoel en jy ry op jou reisstoel en jy ry op jou reisstoel en jy sê ek glo. Maar jy doen niks nie. Gaan daar niks gebeur nie. Jy moet van jou kant af ook jou geloof aktiveer. Sy weet dat alles sal wel wees as sy die profeet uitkom. Ek weet dat eendag sal alles wel wees. Want die woord van die Here sê dat God sal voltooi wat hy begin het. Broers en susters, die Here is nog steeds en die opstanding is besig. Dit wat hy begin het, sal hy volëindig. Julle moet julle dus nie bekommer, sê Jesus, en vra wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges hulle bekommer. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beëindig julle al het eers die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy vir julle ook al die dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernisse. So. Met ander woorde, as jy vandag al oor môre sin bekommer saam met vandag sin, gaan dit vir jou heeltemal te veel raak. Wanneer jy vrede in jou hart het, dat die Here eers kom in jou lewe. As jy vrede in jou hart het, dat jy hom onvoorwaardelik vertrou met wat ook al met jou gebeur. Bid dan en vra dat die Here sal intree en verwag. Die onverwagte sal jou donkie op. Jy kan sien die vrou het eers vir haar man gesê om te steek. Sy het vir niemand gesê nie, sy het gesê, gee vir my die donkie, ek wil so vinnig as moontlik by die man van God uitkom. Suster, dit help nie om vir ander mense te vertel, as jou seun dood is nie. Glo my. Saam in geloof jou donkie op en ry na die man van God. Vra en vrede sal gegee word, sê Matteus 7. Soek en julle sal kry en klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat ontvang, elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Vandag op Moedersdag sien ek die vrou van Sunem, wat plek gemaak het vir God in haar lewe en in haar huis, en in haar drome, en in haar vrese. Die God op wie sy vertrou het en gewaag het om te glo dat God vir haar 'n koms sal gee. Is Christen vroue in hierdie land ook op daardie punt van hulle geloof? Dis tyd om vreesloos plek te maak vir God. Dis tyd om vreesloos jou donkie op te saam en te jaag na die man van God, die enigste wat by koms kan gee. Om tevrede te wees binne die landskap waarin ons verkeer en om God op sy woord te vat en om te vertrou. Amen.
Ons gaan Here nou dien met ons dankoffers. Daarna gaan ons sluit met vol 277 strofes 1, 2 en 3 sing. Bly stil vir die seëngroet en die musikale amen. My shepherd is Yahweh, no one shall I know. He makes me to lie in green pastures below, beside the still waters. Yahweh leadeth me. He is my Redeemer, He is my Redeemer, His mercy I see. He is my Redeemer, He is my Redeemer, His mercy I see. My soul He restored for His own name's sake, in paths which are righteous, my way He will make. Yet through the dark valley of death though I go, no evil can harm me, no evil can harm me. He leadeth, I know. No evil can harm me, no evil can harm me. He leadeth, I know. A table thou spreadest me before all my foes. My head thou anointest, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me, and in thy house shall I dwell, in thy house shall I dwell through eternity. And in thy house shall I dwell, in thy house shall I dwell through eternity. Kom ons sit net so en dan deur die dankoffers. Trouwe Vader, U wat voorsien en U wat sorg, Here, U wat aan ons die gesondheid gee om te kan werk, om te kan verdien, en U wat so min van ons vra. Dis vir ons 'n voorreg om in U werk te kan staan. Dan vra ek, Here, dat die saad wat ons saai, weer sal saad gee in die toekoms, sodat U naam daardeur verheerlik kan word. U koninkryk uitgebrei word, Here, en dat U wil in alles sal geskied. Hoor ons dan as ons so bid in die naam van Jesus. Amen.
Ons slot lied soos ek gesê het, is van 2:7, sing daarvan strofies 1, 2 en 3. Paul, hou net die woorde af vir die inleiding asseblief. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. Amen. Vanoggend se kwaliteit. Ek voel so 'n bietjie om te dag baie dankie.
ons op mag gaan, waar ons in die skadu bystaan. Hoor ons dan gebede, ons loflied styg as ons aan nie, ons aanbiding. Here, U genade ons hier behou, en die hand van liefde vastgehou. Moet ons van ons uit niet schenk, dan ons die siel weer wat